Ons lees die oordenking vir die 4de Oktober uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif vandag is verkeerde gespreksgenoot. Die teksvers kom uit 1 Samuel 27 vers 1, soos opgeskrywe in die Nuwe Lewende Vertaling, en daar staan: Dawid dink toe by homself: eendag sal Saul my nog doodmaak. Dis beter dat ek vlug en by die Filistyne gaan woon. Dan sal Saul ophou om my oral in Israel te soek en ek kan veilig wees. Na 'n geestelike hoogtepunt gebeur dit soms dat ons 'n insinking beleef. Dis asof ons 'n sig van verligting slaak en dan ons waaksaamheid vir 'n oomblik verloor. Dieselfde het met Dawid gebeur nadat hy in gehoorsaamheid aan die leiding van die Heilige Gees Saul se lewe gespaar het. In plaas daarvan dat hy weer vir God raadpleeg, bedink hy sy eie planne. Op grond daarvan neem hy 'n verrykende besluit, naamlik om tussen die Filistyne te gaan woon. Op die oog af lyk dit na 'n goeie besluit. Dawid is 'n gesoute strateeg en sy strategie werk. Saul staak sy agtervolging. Onder die veilige beskerming van die Filistynse koning Akis woon Dawid met 2 van sy vroue en 600 manskappe en hulle gesinne 1 jaar en 4 maande in die dorp Siklag wat Akis aan hom gee. Van daar af voer hy strooptogte na die omliggende gebiede uit en maak almal dood wat moontlik sy skuilplek kon verraai. Dawid begin presies dieselfde as Saul doen. Uit vrees agtervolg hy mense sonder om God te raadpleeg. Ons eie planne lyk dikwels vir ons waterdig en ons oortuig onsself dat ons motiverings daarvoor suiwer is. Wanneer ons planne maak sonder om die Here in ag te neem, kan sy seën nie daarop rus nie. Dan kom ons dikwels met 'n ompad en ontberings by God se bestemming uit. Here, wees asseblief my gespreksgenoot wanneer ek besluite neem. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.